Dis min genoeg wat dit gebeur, maar is altyd baie spesiaal en baie lekker. Ek het bietjie hier in Kempton kom kuier by my goeie vriend Stefan Joubert en jy kry altyd die lekkerste en die heel beste koffie hier, soos by my in Pretoria, 2 koffiesnops soos ons hier staan, maar baie welkom by hierdie Ritme Digitaal. So van koffie gepraat en Johan Smit gepraat. Wat 'n voorreg om bediening saam met Johan te doen. Boesemvriend, strydgenoot in die evangelie. Dankie dat jy ook deel is van 'n bediening wat oor jare kom en dankie Johan dat ons dit met integriteit en met die Here se liefde en guns kan doen. En dan dankie vir elkeen van julle se terugvoer wat ons kry. Hier staan 2 gewone mense wat deur jou terugvoer geïnspireer word, gemotiveer word. So baie dankie daarvoor en dankie ook dat jy ons help om hierdie digitale boodskappe te versprei aan vriende en familie dat die woord van die Here lewens kan aanraak. En al gesels ons nou sommer in ligter trant, die woord het gewig. Hoor en geniet die gewig van die woord ook vandag by Ritme Digitaal. Goeiedag en baie welkom by nog 'n Ritme Digitaal. Groot eer en voorreg vir my om saam met julle te reis tydens hierdie geleentheid. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om reg oor die wêreld saam by u voete te kom sit. Here, ons weet u is 'n soekende God, u is 'n God wat ons in hardloop. En ons weet ook as ons by u voete kom sit soos vandag, is ons u juist die een wat deur u woord u wil op ons harte skryf. Laat ons as u dienaars ook luister. Amen. Ek het die vorige Ritme Digitaal bietjie stilgestaan by Jona 1 en 2. En ons het die vraag gevra of bietjie gekyk na die hart van God, die karakter van God. Dat as ons as mense, as sondaars weghardloop van God, dan hardloop God saam. Ek wil graag vandag die res van Jona 3 en 4 bietjie by stil staan. En dan sien ons juis in Jona se lewe dat as ons stil hou soos Jona, dan tref God ons juis. Met die tema bietjie om saam te dink dat God se genade skok ons soms tot stilstand. So as ons onthou Jona 3 en 4, hy was klaar ongehoorsaam, hy het gekies om weg te hardloop van God af. Op die boot storm gekom, looitjies getrek en Jona het gesê, laat ek eerder oorboord gegooi word. Ek is die rede vir hierdie storm. Vis het hom ingesluk en binne in hierdie diep onderste rock bottom wat Jona beleef het, kla hy by God. Begin hy psalms, klaagliedere sing en laat hy ook gehoorsaam raak aan God. Begin hy weer terugdraai na God toe. Nou is ons terug op die land. Hy het 'n tweede kans. God gee hom 'n tweede kans. Maar die verhaal is nog nie verby nie. Die tweede helfte van die boek Jona is waar die stryd tussen Jona en God eintlik eers begin, of eintlik eerder klaarmaak of intens begin raak. Dit gaan nie meer oor die vis en die storm nie, maar dit gaan nou oor binne Jona self en wat hy gekonfronteer word of beklei met die Here. Hierdie keer word Jona gehoorsaam, hy luister en hy gaan na die opdrag toe en hy gaan na Ninive toe, maar sy hart is nog nie daar nie. So ons begin met hierdie verhaal om te sê, vir my en jou ook, selfs is ons voete soms bereid om te loop op die pad, op die tree, op die wil van God, maar dan is ons hart baie ver daarvan af. En dit is wat Jona hier vir ons gee. Nou lees ek graag Jona 3 vanaf vers 1 tot 4 met hierdie opdrag wat God weer vir hom gee. Die het weer 'n keer vir Jona geroep. Hy het weer vir Jona gesê, gaan gee my boodskap vir die groot stad Ninive. Sê vir hulle van my besluit waaroor ek en jy laas keer gepraat het. Hierdie keer het Jona geluister. Hy het na Ninive toe gegaan. Ninive was 'n geweldige groot stad. Dit het 3 dae gevat om van een kant tot die ander kant deur die stad te loop. Toe Jona dag ver in die stad in was, het die Here se boodskap vir hulle gegee. Hy het vir hulle gesê wat die Here besluit het. Hy het gesê, daar is nog 40 dae oor voordat die Here Ninive gaan verwoes. God gee vir Jona 'n tweede kans, maar nou sien ons eintlik saam met hierdie tweede kans, sien ons eintlik ook die halfhartigheid waarmee Jona dit doen. Dis hoekom ek begin deur te sê, hy loop dalk op die pad en is gehoorsaam wat God van hom vra, maar jy kan sien, Paulus doen dit soos 'n kind wat nie wil nie. Jy kan sien, hy weet hy moet my, hy wil nie.
Hy loop, dis 3 dae om in die stad in te kom, en hy loop nie eers heeltemal in die stad in nie, hy gaan stop hy, en dan sê die kortste preek ooit. Bekeer julle nou, daar sit 40 dae oor. In daai kort preek, in die halfhartige preek waarmee Jona dit doen, kom die grootste bekering wat Jona en ek en jy aan kan dink. En dis ook 'n voetnoot 'n keer ons mekaar moet sê, soms gebruik God ons gebroke, halfhartige pogings om ook sy groot genade sigbaar te maak vir die wêreld. Want in daai kort preek lees ons vers 5 tot 10, Jona 3, dat die mense van Ninive begin glo. Hulle smeek om genade. Ons lees daar dat selfs die diere draai na God toe. Hulle is so bang vir die Here dat hulle sê, maar hulle wil in 'n verhouding staan met die Here. Hulle besef wat hulle verkeerd doen. Hulle kom radikaal tot inkeer. Weereens 'n ironie van Jona, wat 'n werker is van God, wat weghardloop van God, wat 'n tweede kans kry, wat halfhartig God se werk doen. Kry ons die stad Ninive wat met die kortste boodskap, die halfhartigste boodskap, radikaal tot inkeer kom. Die hele stad doen 'n hulle rig hulle hele lewe Godwaarts, hulle kry 'n radikale hartsverandering. So die profeet wat God ken, het bly 'n harde hart hê. Maar die heidense stad bekeer hulle. En dan lees ons hoofstuk 4, vers 1 tot 5, weer hoe Jona kwaad raak met God. En dit is so snaaks, want hy raak kwaad oor die genade van God. Ek lees Jona 4, vers 1 tot 5. Jona was baie ontevrede omdat die Here van plan verander het. Hy het baie kwaad geword vir die Here. Hy het toe so vir die Here gesê, ag genade tog Here, is dit nie presies wat ek vir myself gesê het, toe ek nog by die huis was nie? Is dit nie hoekom ek aan die begin maar liewers na Tarsis toe wou vlug nie? Ek het vir my siel geweet, U is die God wat mense vergewe en hulle jammer kry. U is geduldig met hulle en gee vir hulle om. U kry altyd later spyt as U besluit het om hulle te verwoes. Laat my tog nou maar liewers doodgaan, Here. Dis beter as ek nie verder bly lewe nie. Die Here het vir hom gesê, het jy die reg om vir my kwaad te word? Hoor ons hier die harde hart van Jona. Hy's erger as 'n kind wat besef hy of sy doen iets verkeerd, of 'n tiener wat besef hulle moet iets doen, en as hulle so dik opgeblaaste gesig daar en sê, maar ek het geweet U is goed, ek het geweet U is genadig. So dis weer eens die selfsugtige Jona, net soos wat hy in die vis was en gekla het en nie een keer gedink het aan die stad Ninive nie. Nie een keer gedink het dalk aan die matrose nie. Nou is Jona woedend, want hy ken God. Hy weet God is genadig, barmhartig, lankmoedig en vol liefde. So omdat God goed is Jona kwaad. Jona is kwaad omdat God goed is. Dis totaal al die teenoorgestelde as te waar is die verlore seun in Lukas 15, hè? Dat dis die ou seun, die oudste seun wat die goeie vader aanvaar hierdie seun, jongste seun wat als gaan uitleef het in die keuse om weg te hardloop van God af, soos 'n Jona. Dan raak die oudste seun kwaad en sê maar hy verdien nie U goedheid nie. Miskien is dit Jona wat hier sê. Ons is soos Jona. Jona wat sê hierdie stad, hulle was heidene, hulle is dalk ons vyande. Hulle is anders as ons, hulle verdien nie U goedheid nie. Miskien is jy vandag hier en bely dat jy soos Jona is. Ons glo in genade vir onsself, maar ons wil oordeel hê vir ander. Ons kan dalk sagter stel. Ons glo in genade vir onsself, maar God moet nie daai selfde genade toon vir die ander mense nie, vir die vyande. En dan lees ons hoe God ook vir Jona en vir my en jou 'n les leer. Jona 4 vers 6 tot 11. Die Here het God, so Jona gaan toe uit die stad uit en hy gaan sit daar, hy probeer vir my eie spelonk bou net omdat hy kan doodgaan. Dan lees ons in vers 6 hoe die goeie genadige God nog steeds vir Jona inhardloop. Die Here God laat toe 'n wonderplant opkom. Dit het 'n skaduwee oor Jona gegooi, wat dit vir hom baie gemakliker gemaak het. Jona was baie bly oor die wonderplant. Maar die volgende oggend toe die son opkom, stuur God 'n wurm. Hy het aan die plant begin vreet en dit het veroorsaak dat die plant doodgaan. Die son het al warmer geword, soos die dag vorder,
het God 'n skroeiende warm wind uit die ooste laat waai. Die son het so warm op Jona gebrand en hom so gedaan gemaak, dat hy naderhand gewens het, dat hy tog maar liewers dood was. Hy sê toe weer, soos hy gesê het, dis beter as ek nie verder lewe nie. God vra toe weer vir Jona, het jy die reg om oor hierdie wonderplant kwaad te word? Ja, tot die dood toe, antwoord Jona. Nou sê die Here vir hom, jy dink jy die reg om kwaad te wees oor 'n plant waarvoor jy nie 'n oomblik moeite gedoen het om dit te laat groei nie, wat vir oornag op sy eie opgekom het en weer net so verdwyn het. Maar jy wil nie hê ek moet bekommerd wees oor die groot stad Ninive nie, waarin daar meer as 120.000 mense bly, wat nie A van Z kan onderskei nie, en waarin daar so baie diere is. Het ek nie die reg om my oor hulle te bekommer nie. Sluit hierdie verhaal van Jona af met 'n vraag, 'n oop boek vraag. So, God gebruik 'n plant en 'n wurm, en as te ware die son om Jona se kortsigtigheid en selfsugtige denke en selfsugtige karakter te ontbloot. Hierdie keer is Jona nie eens lus om weg te hardloop, hy wil eerder doodgaan. Hy weet, die soekende God gaan hom vind. En Jona gaan sit en hy soek vir die dood. Maar die soekende God wat hom kry, wil hom ook genade toon. So, God gebruik 'n plant en hy rig hierdie plant op en hy laat Jona geskuil word van die son. Wurm eet hom dood, dan begin Jona huil oor hierdie plant. Hoekom? Want dit affekteer hom. Hy moet gered word. Die plant moet hom beskerm. So nou sê kwaad vir die Here van, Here, hoekom beskerm U my nie? Dan sê God, Jona, kyk hierdie stad, daar's 120.000 mense wat jy nie wou red nie. Maar jy is bekommerd oor 'n plant, want dit het 'n effek op jou gemak en op jou seëning in die oomblik. God wys dat hy omgee vir die stad, vir mense, en vir diere dat sy genade groot is. Maar Jona dink net aan homself, me, myself and I. Ons gee soms slegs om vir onsself. So, dan eindig hierdie boek met 'n oop boek vraag. En 'n vraag wat ek en jy ook mee gekonfronteer word. Is ons tevrede dat God net vir ons genadig is? Of is ons bereid dat God se genade groter is as wat ons verstaan of wil hê? Net soos wat ons in Jona 1 en 2 gesien het, dat ons wil genade hê vir onsself. God se seën moet oor ons vloei. Dit moet goed gaan met ons en ons begroting en ons huise en die werk en ons vergoeding en wat my kind gaan studeer en in wat se skool sy kom, wat hy of sy gaan studeer en ook waar hy of sy gaan studeer. Dit is hoekom ons soms gehoorsaam is. Dis die tipe genade, dis die tipe seën wat ons soek. Maar dan ry ons elke dag of loop elke dag verby mense, deur die mense van Ninive, en dan is ons kwaad as God vir hulle ook genade bewys. So die laaste hoofstuk van Jona is nie 'n happily ever after nie. En is 'n geestelike spieël wat vandag opgehou word deur God. God het Jona opgepas in die storm. Toe Jona weggehardloop het God hom ingehardloop, ingejaag. En God het ook in hom vasgehardloop. Hy het hom opgetel, tweede kans gegee. Nou sit Jona langs hom onder 'n plant en hy vra, verstaan jy nou wie ek is? Verstaan jy hoe genadig ek die Here is? Hier is 'n uitdaging vir elkeen van ons wat glo om te sê, sal ons toelaat dat God se genade nie net eksklusief my red nie, maar ook my oë oopmaak vir die wêreld, vir wie God liefhet. 'n Paar vrae om oor te dink. Dalk is jy soos mense van Ninive. Jy het gehoor en jy draai om, jy bekeer. Bly so, dis wonderlik. Dalk is jy soos Jona. Jy weet goed wat God van jou vra, maar jy kies om weg te hardloop. Mag jy vir 'n oomblik stil staan dat God jou tref, maar dat God jou ook optel. Maar wees versigtig dat God ook ons hart verander. Laat ons ook 'n hartsverandering kan ondergaan om dieselfde genade, liefde in ons harte te laat klop wat in God se laat klop. Moenie daar bly by 'n harde hart nie.
Dalk het jy Nineve in jou lewe, 'n persoon of 'n plek wat jy afskryf, wat sê hulle verdien nie God se genade nie. Mag ons God toelaat om ook daar deur ons genade te bring. Mag ons stilhou, mag ons luister en mag ons ook hoor hoe die Here ons harte sag maak vir mense wat ook nog ingesluit kan word in die wye genade en liefde van die Here. Mag ons stilhou vandag, mag ons stil staan, mag ons besef hoe God nader kom, dat ons ook God se genade in ons harte laat beleef, om ons harte sag te maak. Kom ek bid. Liefdevolle genadige Here, dankie dat U nie net 'n God is wat agter ons aanloop as ons weghardloop van U af nie. Dankie dat U die soekende God is, maar nog meer dat U ook die God is wat altyd ons vind. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil staan en na U toe kan draai en ons verhouding met U kan werk en kan oefen. Here, maar dat U ook help ons, dat U ook ons harte verander. Want ons sit dalk hier vandag en ons het harde harte. Ons het so verhard geraak met die ekonomie en die wêreld en met die situasies wat ekstern op ons al gebeur het, wat ons maak ongenadig, sonder liefde optree. Laat ons vandag U liefde, U goedheid, U genade beleef en ervaar, net soos wat Jona gedoen het. Laat ons dalk vir 'n oomblik op aan onsself dink, maar eerder vra, wie het U genade nodig? Laat ons, soos 'n Jona, vol liefde, maar met 'n regte hart na mense toe kan gaan wat U genade nodig het, wat U liefde kort, sodat hulle ook hulle lewe Godwaarts kan oriënteer. Here, help ons dat ons nie die genade en liefde goedkoop maak nie, maar dat ons ook ons harte wil verander om regtig vir 'n radikale, Godwaarts geleefde lewe te leef. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Voordat in U groot en heilige naam alleen. Amen. Maar dankie dat jy saamgereis het tydens hierdie ritme digitaal. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Totsiens. Wat 'n lekkerte om so te kan luister na die woord te kan hoor en uitgedaag te word. En die belangrike natuurlik is nou, wat gaan ons hiermee maak? Die hande en voete van die woord. Soos ek en Stefan altyd sê, dis 'n kyk en doen bediening. Dis nie net kyk en luister en doen niks nie, want geloof moet oorgaan tot dade. En dankie ook dat jy ook ons bediening ondersteun, wat die Here se bediening is, dit moontlik maak, dat dit landwyd en wêreldwyd kan versprei. Dankie vir jou finansiële ondersteuning, dankie vir jou gebede, dankie vir jou aanmoediging. En ons wil regtig vir jou aanmoedig, versprei hierdie asseblief. Kom ons kry die woord by meer mense uit. Dit is ons hart, dit is die hart van ritme, die woord by soveel mense as moontlik. En die week is al reeds vir my lekker om te langs Johan Smit, my vriend, kan staan, maar mag jou week ook lekker wees.